Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. Daar's 'n groot koue front op pad, so ons moet die mooi weer geniet terwyl ons nog kan. Ons lees uit Lukas 9 van die tweede helfte van vers 43 vanoggend. Terwyl hulle nog almal verbaas was oor al die dinge wat hy gedoen het, sê hy vir sy disippels: luister goed na hierdie woorde. Die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. Hulle het hierdie uitspraak egter nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle verborge, sodat hulle dit nie kon begryp nie, maar hulle was te bang om oor hierdie uitspraak uit te vra. Geliefdes, kyk gou mooi na die konteks, né? Net gister het ons afgesluit met almal was verbaas oor die grootheid van God. Nee, hier doen die Messias dit wat hulle gedink het hy moet doen. Nee, hy vat die bose aan en die bose het nie 'n kans voor hom nie. Dit het ons gesien. En nou kom hierdie woorde terwyl almal nog verbaas was oor dit. So almal loop nog, wow. Jo, dit was ongelooflik. Kom sê Jesus vir sy disippels, luister goed na hierdie woorde. Hy stop hulle, hy kom beklemtoon. Hy sê eintlik vir hulle, bære hierdie woorde in julle ore. Dis letterlik in die Grieks staan, né? So gaan dink oor hierdie woorde. Die seun van die mens. Nou, ons het gisterand by Mooirivier se Bybelstudie daai hoofstuk 7 uit Daniël gelees, waar hierdie messiaanse terme seun van die mens uitkom. En as jy dit gaan lees, dan gaan jy verstaan, hoekom het hulle 'n sekere verwagting oor die Messias gehad. Daai hele Messias verwagting het baie sterk in die tyd van die ballingskap gegroei. En hierdie verwagting dat hier kom hierdie Messias en hy gaan ons verlos van al hierdie wrede politieke magte wat oor ons wat ook al doen. En dan lyk die Messias anderste. En die pad lyk anderste. Want die Jesus sê, maar die Messias gaan oorgelewer word aan mense, die mense vir wie hy gekom het om te verlos, juis hulle gaan hom doodmaak. En ek wonder baie keer, het ons ook nie nog 'n ander verwagting van God nie. En dit vir ons moeilik is om hierdie hele ding oor die lydenspad te hoor. Weet ons wil, ja, julle vernietig die bose, kom seën ons. Dis die goed wat ons mee besig is, dis die goed wat ons wil hoor. Maar die Bybel ken 'n ander pad. En ek en jy gaan moet leer om regtig te luister en te hoor wat die pad is wat ons moet loop. Maar die disippels het dit ook nie begryp nie. En ek weet nie hoekom hulle te bang was om Jesus te vra nie. Maar ek dink ons kan maar vir die Here sê ons begryp nie. En dan kan ons maar vra. Amen. Here almagtige God, ja, ons verstaan definitief nie ons eie lyding nie, ons verstaan nie die pad wat baie ander mense moet loop, wat 'n baie swaar kry pad is nie. Ons verstaan nou nog baie keer nie die pad van die kruis nie. Maar ek wil kom bid, Here, dat U ons deur die Heilige Gees sal lei, om net gehoorsaam te wees, en vir U te volg, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.